Doper dan alreeds met die Heilige Gees vervul en hy het hierdie boodskap wat vrede moet bring tussen pa en seuns en wat vrede moet bring in die huisgesin. Nou dit is teen die agtergrond van Maleagi. In die boek Maleagi was daar geweldig baie huwelikspanninge, word daar baie geskryf oor egskeidings en so meer, en dan juist binne daardie konteks sê hy, dat Johannes sal die draer wees van 'n boodskap, wat ook dan inderdaad vrede sal bring binne die huise. Meer nog, Johannes is gestuur om by die Jode van destyds, wie se godsdienst strakke en rigiede formele godsdienst was, om in hulle godsdienst 'n verhouding te bring tussen die mens en die Here. Nou ek dink, 'n mens sou ook vandag kon vra of ons ook in ons samelewing ook hierdie frustrasie beleef, dat die kerk is maar 'n organisasie. Dis 'n ding met 'n gebou en is 'n ding met 'n bestuursliggaam en almal buig en maak maar soos wat daar besluit word. Of is die gemeente van die Here Jesus, is dit regtig vir jou en vir my die plek waar ons die gees van die Here beleef en die plek waar daar nog steeds ook sondebesef kom, waar daar 'n verlange na die verlossing in Jesus Christus kom en waar daar soos Johannes se boodskap dit sê, is dit nog die plek waar mense tot geloof en tot bekering kom. Geliefdes, ek dink ons moet as kerk van die Here Jesus moet 'n mens ook vir jouself afvra, waarmee is ons besig en wat is u en my roeping? Want ek kan maar gaan kyk en ek dink die statistieke toon dit ook, dat die meeste verskuiwing van gelowiges vind tussen gemeentes of tussen kerke plaas. En toe hierdie gedeelte lees, en ek sê dit vir baie eerlik, en hier geskryf dan, dat hy baie mense in die volk van Israel na God toe sal laat terugkeer, het ek vir myself afgevra, Here, wat is my lewensdoel? En wat is ons as gemeente se lewensdoel? En as jy kyk na die derde punt op die skerm, dan sal jy sien dat dit hiermee te doen het. Wat is die kerk van die Here Jesus Christus se kernrede vir sy bestaan? Hoeveel mense het ek in al die jare na die Here Jesus Christus toegelei? Miskien het ons mense na die kerk toegelei, maar hoeveel mense het ons laat terugkeer na God toe? En hoe belangrik is dit vir my en vir jou? Want geliefdes, Johannes is gestuur as iemand wat die weg vir die Here Jesus Christus moes gaan baan. Hy het mense tot geloof gebring, hy het mense tot bekering gebring, hy het mense gedoop na hulle bekering, en hy verkondig dat die Here Jesus Christus die eintlike redder is, wat meer moet word as wat hy is. En daarom, geliefdes, wil ek vandag hier vir u sê, ek lees onder andere, dat daar nou tans in China 'n ongelooflike verkope is van Bybels en van geestelike literatuur. Een van die baie bekende Amerikaanse teoloë, die skrywer van Purpose Driven Life, hy is een van die topverkopers, en weet jy wie koop hierdie boeke? Die mense wat hierdie boeke koop is die jong, studerende jeug in China. En die regering het Bybels en geestelike boeke uit die Weste, vanuit die Christendom, het hulle baie streng beheer. Maar hulle kom al hoe meer agter, en hoor 'n bietjie, hulle kom al hoe meer agter, dat hulle hierdie dampbal nie meer kan keer nie, maar hulle kom agter, dat die vrugte van die Christelike godsdiens op die samelewing, is so positief, dat hulle dit nie verder wil beheer nie. En ek kan ons die Here daarvoor dank, 'n klomp Bybels, die gemiddelde verkope in China, was in 2003, was dit so iets soos 2,8 miljoen, en in 2008 was dit 10 miljoen gewees. So daar is in die wêreld waarin ek en jy beleef, sonder dat mense dit vir jou en vir my hardop sê, is daar 'n honger na die verlossing en die redding van die Here Jesus Christus. Is daar 'n honger na die hoop in Christus wat hy vir ons kan bied. Ek lees ook so skransweg van 'n teoloog met die naam Nietzsche, en ek kan nou nie hier geleerd dink nie, dis nie my roeping nie. Friedrich Nietzsche, 'n Duitse filosoof, het gevra, en hy het 'n saak gehad in die kerk wat 'n passiewe God bemark. Dan het hy gevra, soek jy na God? Sy antwoord, die kerk is die graf van God. Gaan kyk maar, hy rus daar in die kerkhof.
wat op 'n hoogtetjie, 'n standbeeld of 'n beeld wat op 'n hoogte staan, wat jy in 'n kerkhof plaas om te waak vir die dooies. En geliefdes, daarom is dit so ongelooflik belangrik dat ek ook moet weet dat ons in 'n tyd leef waarin daar alweer 'n nuwe wederkomsverwagting is. Die 21ste Desember 2012 word gereken dat die Here Jesus Christus op daardie dag kom. Maar weet jy wat is hierdie keer anders? Dit word nie net deur die Christene verkondig nie. Maar daar is 'n stam in die Midde-Amerika, in Sentraal-Amerika, die Majas, wat reken volgens hulle kalender dat die wederkoms of dat die einde van die wêreld die 21ste Desember 2012 is. Ek dink ons moet vir ons kinders dit sê. Ons glo nie sulke bok nie, maar ons weet dat die Here Jesus op pad is. So geliefdes, kom ons vra vir mekaar. As jy vandag Johannes se geskiedenis kyk, en jy gaan sit en dink aan die geskiedenis en die spore wat die Here in jou lewe getrap het en nog steeds trap, die ongelooflike belegging wat die Here in jou lewe maak. Wat sou jy sê? Is dit vir jou kosbaar? Sien jy daarin 'n roeping? Sien jy daarin iets wat die Here vir jou wil openbaar en vir jou wil sê, ek belê in jou, ek is lief vir jou, maar ek wil jou ook gebruik, ek het jou ook nodig. As jy dink in terme van die seën wat oor jy uitgespreek word, as jy dink in terme van die gebede wat vir u gebid is, en vir my gebid is, en steeds gebid word, sou jy sê dat dit betekenisloos is. Dat ek maar net rustig en stil kan lewe, ons kinders goed kan presteer op skool en in die lewe, dat ek en jy maar net 'n rustige aftrede het, sou dit beteken dat ons maar net onmiddellike voorspoed en stabiliteit moet beleef? Of dink jy daaraan dat die Here ook vir jou, as jou man, as jou seun, dat die Here ook vir ons en vir ons as gemeente tesamentlik 'n roeping het om te sê, ek wil hê julle moet mense terugbring na die Here Jesus Christus toe. En of jy die instrumente van die Bybel gebruik, fyn. En of jy self instrumenteel gebruik word, dan reg. Maar geliefdes, ek dink dit is belangrik dat ons vir onsself moet vra, wat is ons kernbesigheid en waarvoor het die Here ons in die lewe geroep? Daarom geliefdes, ek sluit af daarmee. Mag die Here deur sy Heilige Gees en deur sy woord vir ons 'n ander ingesteldheid gee. Mag die Here vir jou en vir my deur die Gees vir ons angstig maak en gemotiveerd maak om mense na Christus toe te lei. En mag elke stukkie werksaamheid ook van die gemeente deur die Here in diens gebruik word om dan te wees en te word en te doen wat hy wil hê ons moet doen. Ek wil graag vandag vir u sê, op die adminkommissie het iemand gesê, iemand het gekla en gesê, ek het vir 4 maande nie dankoffer gegee nie. Maar niemand van julle het by daaroor gepraat nie, so lyk vir julle is alright. Geliefdes, kom ons sê vir mekaar, as ons hierdie roeping ook aanvaar en sê dat die Here Jesus Christus op pad is na die aarde toe en ons moet dit vir hom gereed maak, dat ons alles in werking sal stel om juist dit moontlik te maak. Ek het vanoggend in my stilte tyd gevra vir die Here, ons bid so graag Maranatha, ons wil so graag hê die Here Jesus moet terugkom. Nou vra ek myself af en ek moet dit antwoord, na watter wêreld toe? Na watter wêreld toe? Want ek kan verheerlikbaar sê, as die Here Jesus vandag moet kom, gaan ek persoonlik verskriklik skaam wees, want ek het nie die wêreld gereed gemaak vir sy koms nie. Ek het nie 'n aandeel daaraan gehad nie, want ek het net gekyk na my eie voordeel, maar net na my eie rustigheid. Maar ek het nooit daaraan gedink dat ek die bruid van die Here Jesus moet mooi maak en moet tooi, sodat as die Here Jesus kom, dat hy vir ons as gemeente kan sê, mooi so, ek is trots op julle, dankie vir almal wat julle ingebring het van buitekant af, vanuit die eiendom af, en dankie vir elkeen wat julle oortuig het, dat hulle Jesus Christus as hulle verlosser moet kom aanneem. Ek het myself gevra, ek hoop die Here kom nou nie, want ek weet nie, of die wêreld gereed is vir sy koms nie.
En daarom, geliefdes, jy het die woord gekry, jy het die boodskap gekry. Mag die Here dit ook dan ons roeping maak, om die wêreld gereed te maak, vir die koms van die Here Jesus Christus, al is dit vir jou individueel oormôre, ek weet nie. Kom ons bid saam. Kom ons bid saam. Dierbare Here, 'n mens sien dat Johannes en Elisabeth, dat hulle sekerlik onophoudelik gebid het. So lank, Here, dat hulle moed opgegee het, en nie kon glo dat Elisabeth weer sal swanger word nie. Want menslik gesproke was dit onmoontlik. So, Here, is daar nog ander verhale in die woord. Ons sien in hierdie gedeelte 'n menigte, 'n volksmenigte, Israeliete wat buite die tempel staan en bid, omdat hulle wil sien en wil hoor dat God weer met hulle moeite bewaak. En Here, hier sit ons vandag. En hier is mense in nood. Hier is mense met pyn, hier is mense met smaak, hier is mense met hartseer en bekommernis. En Here, dankie dat ons dan vir mekaar kan bid. Ek wil vra, Here, dat hierdie gemeente U genoeg sal vertrou om met U te praat, U genoeg sal vertrou om te bid. En Here, dat ons die wonderwerke sal sien gebeur. Here, hierdie gemeente behoort nie aan 'n dagbestuur of aan 'n raad van geestelike leiers nie. Hierdie gemeente behoort nie aan gebedskoördineerders of aan bedieningkoördineerders nie. Hierdie gemeente behoort aan geen man of vrou nie, maar aan Jesus Christus. Daarom, Here, wil ons kom bid. Gee vir ons 'n passie vir die uitbreiding van die koninkryk. Gee vir ons 'n passie vir die terugkeer van mense na God. Gee vir ons in hierdie gemeenskap en weier as hierdie gemeenskap die genade om Jesus Christus so te bedien, dat mense U sal aanvaar, Here, sodat U bruid gereed kan wees vir die oomblik wanneer U kom. Ons wil kom bid. Maak ons gereed, sodat ons ander gereed kan maak. Vader, U is die Almagtige, en hoor dat ook nou, as ons U lof saam besing. Amen. Kom ons sing 2-3 liedere saam.